So baie mense sê vir my, pastoor, ek verstaan nie hierdie skrif nie, asseblief verduidelik dit vir my. Nou so groot as ek vir almal skrif wil verduidelik, kan ek nie altyd nie, is nie altyd die tyd of die plek waar ek dit kan doen nie. Die beste manier vir jou om skrif te verstaan, is vir die Heilige Gees om die waarheid in jou hart en jou gees te openbaar. So wanneer ons Bybelstudie doen, goed, en wanneer ons intercessory prayer en ander gebede, dis twee verskillende goed. So, wat ek doen, wanneer ek Bybelstudie doen, vat ek my Bybel, een van die vele wat ek het, en ek gaan en ek lees en ek onderstreep. Daar kan julle sien. Ek het hier in Psalms gelees, en die dinge wat vir my uitstaan, ek vat 'n hoofstuk, en ek lees hom, en dan lees ek die volgende hoofstuk, en ek onderstreep goed. En as die Here vir my iets spesifiek wys, 'n prentjie, of jy voel iets, of wat ook al, dan gaan ek en ek skryf die datum daar neer, en ek skryf neer wat die Here vir my gewys het. Miskien stuur iemand vir jou 'n skrifgedeelte, en hy sê vir jou, Brenda, ek het vir jou gebid, die Here het gesê ek moet hierdie vir jou, of ek het Bybel gelees, en die Here het gesê ek moet hierdie vir jou gee. Dan gaan ek en ek skryf daar neer, op hierdie dag het hierdie persoon hierdie boodskap vir my gegee op hierdie tyd, en dis wat hulle daarby gesê het. So van my Bybels, lyk soos notaboeke. Ek het Bybels waar ek nie skryf nie, maar van hulle, want dis Bybelstudie. Soos ek al voorheen gesê, die Bybel, dis net 'n boek, okay? Dit wat in hom is waardevol. So moenie maar daai snert kom van, ek skryf nie in my Bybel nie, ek onderstreep nie. Hoe moet jy dan notas maak soos die Heilige Gees met jou praat? Okay, so dis wat ek doen. Ek vat my Bybel, ek besluit byvoorbeeld, Psalms is vir my 'n awesome plek om te begin. Psalms en Spreuke, Matteus, begin by die Nuwe Testament. Soveel mense begin in Genesis en dan raak hulle frustreerd, want daar's al hierdie geslagsregisters daar. So begin eerder by Matteus, begin by Psalms, Spreuke. Besluit, elke dag gaan jy een, as dit 'n kort Psalm is, 2 lees, wat ook al. En jy skryf neer, ek het altyd 'n notaboekie, ek skryf neer. Maar voordat ek begin lees, sê ek, Here, Heilige Gees, openbaar vir my, wat U wil hê, ek moet leer en verstaan uit hierdie skrif uit. En dan lees ek dit, en partykeer moet ek teruggaan. Partykeer 2 of 3 dae kou ek aan daai skrif. En eventually wys die Here vir my wat dit beteken. Jy het nie 'n graad in teologie nodig om die Bybel te verstaan nie. Jy het net die Heilige Gees nodig. So dis een manier hoe ek dit doen. Iets waarvan ek ook baie hou om te doen, wat nie net in my Bybelstudie is nie, maar dis ook vir my 'n manier om te ontspan. Ek wil nou net vir julle 'n awesome prentjie hier kry. Dit is my Inspire Prayer Bible. As jy daar na Koen Boeke toe gaan jy kry. Ek gaan hom nou net so lig vir jou. Jy gaan sien, ek het oral ingekleer in hierdie Bybel, want dis wat jy met hierdie Bybel doen. Hy het Bybelverse wat jy kan inkleer, en dan het jy ook hierdie pragtige stukke wat skrif in het. So, my manier van ontspanning, as die kinders nou weet, juffrou het nou genoeg gehad, dan is juffrou besig om in te kleer, want ek het ook Christelike inkleerboeke wat skrif in het, en dis net my manier om te ontspan. So terwyl ek in hierdie Bybel is, lees ek nie net skrif nie, ek kleer in, en ek is rustig, en ek fokus net op dit. En die Here het al baie met my gepraat, terwyl ek dit doen. Nou hierdie is die grootte, hy is taamlik duur, my man het hom gekoop 1 jaar vir my verjaarsdag, en as iemand vir my sê, hoorie, jou huis brand af, of daar gebeur iets, en jy kan net een ding gryp, natuurlik, die lewende ding is Roxy, en die ander ding is hierdie Bybel, want hier's baie trane in hierdie Bybel gestort, hier's baie moedeloosheid in, hier's baie gebed, hier's net soveel dinge in hierdie Bybel. Okay, ons weet is net 'n boek, maar dit het vir my sentimentele waarde, veral omdat my man dit vir my gegee het. So, dit is hoe ek my Bybelstudie doen. Dan vra jy maar, hoe bid ek? En hoe hoor ek dan die Here met my praat? So, wanneer ek bid, het ek ook 'n notaboek.
En ek begin en ek sê vir die Here dankie vir alles wat hy vir my in die dag gedoen het, vir sy beskerming, vir sy liefde, en partykeer het ek 'n lysie van goed, veral as ek vir mense bid. Ek bid vir soveel mense, ek kan nie altyd al die details onthou nie, maar ek het my lysie. En as ek vir myself bid, of vir my deurbraak waarvoor ek die Here vertrou, dan het ek ook my notaboekie by. En ek skryf neer, soos wat ek bid, partykeer sal die Here vir jou goed wys. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Miskien bid jy, en jy sien dalk 'n begrafplaas, en jy sien hierdie bene oral lê. Dan skryf ek dit daar neer. Ek hou aan bid, naderhand dan sien jy dalk 'n veld met blomme, hierdie pragtige rooi blomme, en jy skryf dit neer. En dan gaan ek en ek sê, Here, verduidelik vir my. Gee vir my interpretasie van dit. En dan sal die Here vir my sê, daai begrafplaas wat jy gesien het, dui op dood van dinge in jou lewe wat moes afsterf. En daai bene wat jy sien, onthou in die Bybel het hulle gepraat van die beendere. So, miskien het dit te doen met nuwe lewe. Die ou is dood en die nuwe lewe het gekom. Die rose, die rooi kan dui op die bloed van Jesus. Ek gee nou maar net vir julle 'n voorbeeld. Okay? So kan die Here vir jou goed wys wanneer jy bid. Skryf dit neer. Die Here het al soveel goed vir my gewys terwyl ek bid, terwyl ek vir ander mense bid. Ek vra altyd vir mense, as ek vir jou bid, rekord dit, of skryf dit neer, want ek onthou nie altyd die profetiese woord nie. En skryf daai goed neer, as iemand vir jou profetiese woord ook gee, skryf dit neer, hou dit, sit 'n datum by dit, en soos God daai dinge vir jou doen, tik jy dit af. Okay, so dit is hoe ek dit doen. Ek lees my Bybel, ek spandeer tyd saam met die Here, en ek skryf neer, en die Here verduidelik vir my wat hy wil hê ek moet leer uit sy woord. Partykeer gaan haal ek 'n ander vertaling, partykeer gaan kyk ek goed op, daai tipe van ding, hoe ook al die Heilige Gees my lei. En dan soos ek sê, wanneer jy bid, partykeer bid ek net in my kar, partykeer is ek in my klas, partykeer loop ek op en af, partykeer gaan bid ek in my stoorkamer. Dit maak nie saak nie. Jy moet net tyd met die Here spandeer. Dit is so rewarding as jy 'n goeie verhouding met die Here het. En ja, jy gaan aangeval word, ja, die vyand gaan dit wil stop, en jy beplan, vanaand gaan ek lekker Bybel lees, en ek gaan bid, en so aan, en dan gebeur daar iets. Okay. Maar, ek weet, die aande wat ek die minste lus gevoel het om te bid, was die aande wat ek geweet het, jy moet bid. Soos ek sê, party oggende maak die Here my 2 uur in die oggend wakker, en hy sê, Brenda, staan op en gaan bid, en glo my, in die winter is daai nie 'n speelietjie nie. Okay. Maar ek gaan doen dit. Moenie dit overcomplicate nie. As jy iets sien in jou geestesoog, skryf dit neer, en dan baie keer gaan julle sê, maar hoe weet ek het kom van die Here af? As dit van die Here af is, dis altyd opbouend, en die Here sal dit altyd bevestig. So as jy bang is, skryf dit neer. Ek sê altyd, ek het hierdie rakkie in my gedagtes, en ek sit daai prophetic word daar, en dan sê ek, Here, bevestig dit. Partykeer bevestig die Here dit dadelik, partykeer die volgende dag, partykeer 2 weke later, 'n maand later, maar die Here sal dit altyd bevestig. Okay? En jy is geragtig, jy kan vir die Here sê, Here, bevestig hierdie vir my. Ons kan hom nie die hele tyd vra vir bevestigings nie, want ons moet daarom geloof ook hê. Maar, weet dat, die Here gaan altyd opbouend wees, en hy gaan altyd sy woord aan jou confirm. Ek hoop hierdie help vir julle. Julle is welkom om uit te reik en vrae te vra as julle wil. Soos ek kan, sal ek met liefde antwoord. Mag julle 'n wonderlike geseënde dag hê. Shalom!